Gaan kyk bietjie na bloemiste. Het jy al ooit 'n nors en ongelukkige bloemis ontmoet? Ek weet ek het nog nie. Ek dink dit moet een van die mees vervullende omgewings wees om in te werk, om daagliks deur die vibrasie-energie van blomme omring te word. Dit het 'n diep gefundeerde, helende effek op die menslike liggaam. Jy mag dalk nou jou oor rol en dink dat ek absolute gemors praat, maar kom ons ondersoek hierdie stelling deur wetenskaplike bewyse te gebruik. In 'n neutedop kom dit neer op kwantumfisika en die universele wet van vibrasie. Elke enkele blom of enige plant gee 'n baie unieke vibrasie af wat 'n diepgaande effek op die selle in ons liggaam het. Blomessensies is die eerste keer ontwikkel deur 'n Engelse dokter, Dr. Edward Bach, in die vroeë 20ste eeu. Dr. Bach was 'n homeopaat en hy het hierdie teorie voorgestel en nagevors dat elke plant 'n kenmerkende vibrasie-energiepatroon het wat geïsoleer en gebruik kan word om spesifieke emosionele toestande te help verbeter. Alhoewel Bach dalk die eerste een was wat blomme-essensies kommersieel beskikbaar gemaak het, is hierdie konsep eintlik baie ouer. Die inheemse mense van Noord-Amerika het op 'n tyd die doudruppels van blomme versamel en dit as medisyne gebruik. Dan kyk ons na Dr. Emoto. Hy het vasgestel dat emosies 'n vibrasie-impak op water het en dus vasgevang kan word in die water en bewaar kan word. Sommige mense dink dat essensiële olies en blomme-essensies dieselfde is, maar dit is nie. Dis heeltemal twee verskillende dinge. Anders as essensiële olies, het blomme-essensies geen reuk nie. Terwyl essensiële olies fisiese stowwe bevat, wat uit plante onttrek word, en dan ook baie versigtig gebruik moet word, wanneer daar met swanger vroue, troeteldiere en kinders gewerk word, is daar geen fisiese plantmateriaal in blomme-essensies nie. Blomme-essensies maak geen biochemiese veranderinge in die liggaam nie. Dus is dit 100% veilig om op kinders, troeteldiere, bejaardes en selfs pasgebore babas gebruik te word. Hoe gebruik 'n mens blomme-essensies? Wel, eerstens moet jy verstaan dat 'n gesonde sel op 'n baie hoër vlak vibreer as 'n siek sel. Tweedens moet jy weet dat wanneer jy jou liggaam wil genees, jy ook moet kyk na enige ander onderliggende emosies en kwessies wat teenwoordig mag wees. Jy moet hierdie probleme aanspreek as jy die genesingsproses wil bespoedig. Dit is hoekom ek 'n holistiese benadering het wanneer ek met my kliënte werk. Dit beteken eenvoudig dat dit in ons lewe en gesondheid van alle aspekte af moet kyk. So jy kyk na die fisiese, die emosionele, die verstandelike en die geestelike aspekte. Wanneer ek deur die emosionele toestand van 'n kliënt werk, kan ek 'n doseerbottel blomme-essensies meng wat spesifiek vir hulle unieke situasie van pas is. Die eerste keer wat ek opgelees het oor blomme-essensies, het ek nie die konsep heeltemal begryp nie. Dit het te goed geklink om waar te wees, so ek moes dit natuurlik eers uittoets. Met die besef dat die meeste van my kliënte aan een of ander soort angs ly of vrese het, wat deur verskeie eksterne faktore veroorsaak word, het ek besluit om met die nederige morning glory, wat wild op ons plaas groei, 'n goeie toetsloopie te gee. Kom ons kyk waarvoor die morning glory sy energie gebruik kan word. Eerstens maak dit die gees weer wakker en stel 'n individu in op sy of haar eie glinsterende glans en vitaliteit. Dit kan ook dien as 'n verjongende tonikum, wat patrone van lusteloosheid en traagheid wegsmelt, en dit laat 'n mens omhels voel deur die wonderlike kragte van die natuur. Dit word ook gebruik om jou slaappatrone reg te stel. Dit help om ons persoonlike energievelde te balanseer met die veranderende frekwensies van ons planeet. Dit kan diegene help wat baie sensitief is vir EMF's en ander onsamehangende chaotiese frekwensies. Dit kan onverklaarbare
prikkelbaarheid verlig en ons help om ons eie ware waardes en oortuigings te omhels en daarvolgens te leef. Ek was besig om my eerste essensie in die kombuis te maak, toe ons bejaarde, oorgewig en, om het nou eenvoudig te stel, antisosiale hond, Fire, my knie gestamp het. Sy het met 'n vonkel in haar blou oë na my geloer, asof sy my amper om hulp vra. Ek het toe lagend 2 klein druppeltjies op haar groot bruin neus gesit, en sy het heel tevrede toe nou my net weer weggestap. Nou om hierdie ervaring in behoorlike perspektief te plaas, sodat jy die resultate wat ek gesien het te kan volle verstaan, moet jy Fire se vorige gedrag verstaan. Fire speel nie, sy jag ook nie saam met die ander honde nie. Sy grom en sy hap na die ander honde wanneer hulle eers net naby haar kom. Fire hou nie daarvan om op stappies te gaan nie. Sy is baie oorgewig en dit lyk nie of enige dieet haar help om van haar oortollige vetjies te verloor nie. Om oorgewig te wees is ook glad nie goed vir haar algemene gesondheid nie. Fire het basies net nie haar lewe geniet nie. 15 minute later het my man die honde geroep vir hulle middagstappie en Isis en Psycho het baie gretig aangehardloop gekom. En wie volg? Vraggies, Fire. Sy het soos 'n klein hondjie op die gras rondgespring. Sy het by die groep aangesluit op 'n prettige staptog en verkenningsspeletjies om tarantale rond te jag. Sy het by hulle bygehou en selfs met hulle gespeel. Ek en my man het met verwondering gekyk hoe Fire reg voor ons oë in 'n gelukkige en sorgvrye hond verander. Ek het natuurlik aangehou om 'n paar druppels in haar waterbak oor die volgende weke by te sit, en sy het altyd dieselfde resultate gehad. Wanneer ek vergeet het, het sy my baie vriendelik net bietjie kom stamp en stoot om my te herinner. 'n Bykomende bonus was dat sy natuurlik 'n bietjie gewig begin verloor het. Dis asof sy haar emosionele eet verloor het. Daai patroon is heeltemal gebreek. Aangesien die Morning Glory natuurlik ook help om van ongesonde verslawings ontslae te raak, het sy maklik daarin geslaag om in 'n paar weke na 'n gesonder gewig te sak. Ek was op 'n splinternuwe pad van ontdekking en ek het toe die Suid-Afrikaanse blomme-essensies begin bestudeer het en verskeie blomme vir verskillende toestande begin versamel het. Soveel van my kliënte het baat gevind by die persoonlike mengsels. Baie van die kinders met wie ek werk, word deur 'n opvoedkundige sielkundige na my toe verwys. Nie een van hierdie kinders het nodig gehad om op allopatiese medisyne te gaan nie. Al daai sielkundige medikasies wat hulle so heerlik voorskryf. Niks van dit was nodig nie. So sag soos wat hierdie essensies is dit beslis seker die kragtigste geheim in my besigheid. Ek hoop regtig, ek het iets in jou wakker gemaak en dat jy nou blomme en plante in 'n heeltemal 'n nuwe lig sien. As jy meer wil weet, is jy welkom om my te kontak. En geniet die res van hierdie fees. Gaan kyk bietjie rond, stap in die veld, gaan kyk wat se blomme jy kan raak sien. Ek hoop jou oë en hart het nou oopgegaan.